Dankie. Ons skriflesing, ons gaan net die een deel lees wat daarop verskyn, dit is Hebreërs 10. Jesaja 6 moet jy by die huis gaan lees, dis jou huiswerk, en bestudeer dit. Piet Smit het voor verlede Sondag gesing, daar oor Jesaja 6, die grootheid van God in die heiligdom, né? Hebreërs 10 vers 19, terwyl ons dan vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer, naarmate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, onrein geag, en die gees van genade gesmaad het? Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. En weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Ons lees net tot sover. Ons sal eersdaags of een van die dae weer praat oor die bloedverbond. Ek het nou gesê, daar's 'n woord wat testament genoem word. In die oorspronklike is daar baie meer verbond as testament genoem. So, die bloedverbond sal ons later hanteer, en sal jy sien hoeveel van die verkeerde woorde gebruik is waar verbond moet staan, dat daar testament staan in die vertaling. Die twee woorde is basies dieselfde, maar die verbond het 'n baie dieper betekenis, die bloedverbond. Ons het al daaroor gepraat. So, vanmôre gaan ek met u praat oor die tema in die heiligdom. Net hierdie regskryf. In die heiligdom. Ons lees in vers 19, laat ons met vrymoedigheid in die heiligdom van God ingaan. So God wil hê ons moet met 'n vrymoedigheid na hom toe kom en hom iewers ontmoet. En dit is in sy heiligdom. En waar is die heiligdom? Ons kan tog nie opgaan in die hemel en gaan kuier daar nie. God het vir ons 'n heiligdom voorbeskik op aarde. Een van die groot heiligdomme van God is die gemeente. 'n ander groot heiligdom van God is jou hart. 'n ander groot heiligdom van God is jou eensame plek, waar jy moet gaan stil word en God ontmoet. Dit is heiligdomme. En God sê ons moet met vrymoedigheid daarin gaan. So, die voorwaarde om God te ontmoet is ootmoed en gebrokenheid. En dit is ook die oorsprong van ware gebed. Ootmoed en gebrokenheid. Dit is die gemoedstoestand wat ons moet ingaan, voordat ons in die heiligdom ingaan. 'n Mens moet jouself voorberei, voordat jy met God ontmoet. Ons kan nie sommer net gaan en sê, hier is ek, Here, en ek rammel my gebed af en klaar, so baie doen nie. Ons moet voorbereid soontoe gaan. Iemand het gesê, true worship is born within a broken heart. God kyk na die hart, hierdie een. En hy kyk of daar weerstand is, 'n verhardheid van hart. Hebreërs praat verder, hy praat 2 keer van die verharde hart in die gemeente. Iemand sê, brokenness is the key to discovering and releasing holy passion.
So sonder dat jy gebroken raak, kan daar nie heilige passie in jou siel ontstaan, in jou gees, in jou hart, om die koninkryk en die inhoud van die koninkryk te omhels nie. Jy gaan verby dit beweeg, jy gaan aan hardloop. Nog iemand sê, brokenness release the holy passion lying dormant in the depths of our souls. Diep in ons siele is daar dimensies, ek sal dit weer vir u verduidelik ander dag. Daar's dieper dimensies, 5, 6 dieper dimensies in jou siel, wat ons niks van weet gewoonlik nie. Maar hy sê, the holy passion lying dormant in the depths of our souls. Baie kinders van God het 'n potensiaal hier in die siel, maar dit lê daar en word nie benut nie, dit word nie gekontak nie, dit word nie raak gesien nie. Ons beweeg verby dit. So ons beweeg eintlik baie verby onsself. Dis die probleem. Dan is daar 'n spreekwoord wat sê, fools rush in where angels fear to tread. Ons kan nie in die heiligdom instorm nie. Ons moet die heiligdom versigtig benader. Jou hart moet stil wees. Daar moet 'n gebroke situasie in jou gemoed en jou hart ontstaan. Jy moet dit veroorsaak. Jy veroorsaak dit deur stil te word voor God en te besef wie is ek en wie is God. Die Bybel sê ook vir ons baie daarvan. So, verootmoediging is 'n dringende behoefte in die kerk. Dit is baie dringend nodig dat kinders van God hulle verootmoedig voor die Here, dat ons stil word voor God en nie net praat en praat nie. So verootmoediging verander my posisie voor God en natuurlik ook voor mense. As jy jou verootmoedig voor die Here, dan fokus hy op jou. Mense sien jou raak as jy jou voor God verootmoedig en mense sal jou aanvaar, jou autoriteit en jou gesag wat daardeur ontstaan in jou gees, wat uit jou uit gaan kom, aanvaar mense, want hulle weet jy was in die teenwoordigheid van God. So ware verootmoediging begin met gebrokenheid en bekering tot God. Ons kan ons nie net een keer tot God bekeer in die lewe nie. Die Bybel sê ons moet ons dikwels voor God bekeer of tot God bekeer. Daar's baie verskillende nuances in die woord bekering. Maar Psalm 51 sê die offers van God is 'n gebroke gees. 'n Gebroke en verslae hart sal u o God nie verag nie. Dawid het in sonde geval, hy het berou gekry, sy hart het gebroke gekom en toe kom hy met hierdie uitspraak, die offers van God is 'n gebroke gees. In die hart natuurlik. 'n Gebroke en verslae hart sal u o God nie verag nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie, die oomblik as jy gebroken raak oor jou sonde of oor jou harde hart of oor jou toestand, dan kom God na jou toe. Dis die weg na die heiligdom. Nou sê 2 Kronieke 7, ons ken dit so goed, as my volk waarmee my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid in my aangesig te soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Die woord aangesig in die oorspronklike taal is in die meervoud. As hulle my aangesigte soek. God het nie net een aangesig nie. Elkeen van sy name openbare ander gesig van God. So ons moet God ook leer ken en kyk na hom en sien in watter hoedanigheid staan ek in verhouding met hom op hierdie stadium. Dan kan jy sy aangesig soek. Wat byvoorbeeld die genesing. As ons God soek vir genesing, dan kom hy as die geneesheer van die krankes na jou toe. Hy kom as die koning na jou toe. Die koning het 'n ander aangesig as 'n medelydende persoon. So, ons moet die dinge leer ken, ons moet dit toepas, dan gaan ons lewens radikaal verander en ons innerlike en uiterlike sal verander. Verder sê ons verootmoediging is die grondslag van 'n oorwinningslewe. Daar is baie kinders van God wat begeer om in 'n oorwinning te lewe. En hulle kom dit nie daarby uit nie, want hulle wil dit in hulle eie krag doen, of hulle wil dit doen met metodes en met instrumente, maar verootmoediging is die grondslag van 'n oorwinningslewe, nie ander goed nie. Jy kan nie in oorwinning kom as jy sterk is in jouself nie. Paulus het gesê, as ek sterk is, dan as ek swak is, dan is ek sterk.
So dit moet omkeer, soos wat Paulus ervaar het in Korintiërs. Verootmoediging begin by my erkenning van my sonde. Verootmoediging begin by 'n worstelstryd tussen ek en myself. Ek het hierdie ding bedink. Hoe kan ek myself voor God verootmoedig? Dit help my rond te kyk, nie met binnekant toe kyk. Daar's 'n stryd wat ek met myself het. Petrus sê, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Met ander woorde, jy moet met jouself besig raak. En kyk, wat is daar in my lewe wat my geestelike lewe vernietig, wat my verhouding met God vernietig? Daar's vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Hierdie liggaam wil God nie dien nie. Die Here sê dit self. Daar is niemand wat God soek nie, selfs nie een nie. So, vrees vir sonde bring oorwinning. Met ander woorde, sonde is ons probleem. Sonde kruip in elke mens se hart en lewe in, soms ongesiens en verdoesel agter sekere dinge wat ons nie erken as sonde nie. En dan slaat hy toe. Vrees vir sonde is noodsaaklik om in 'n staat van verootmoediging te kan ingaan. So ons moet sonde bestudeer, ons moet God bestudeer, ons moet die woord bestudeer, ons moet onsself bestudeer. John Wesley het gesê, gee my 100 manne wat niks behalwe sonde vrees nie, en niks begeer behalwe vir God nie, en ek gee nie om of hulle leuke of predikant is nie, met hulle sal die poorte van die hel geskit word, en die koninkryk van die hemel op aarde kom. John Wesley, jy weet wie hy is, of was, die stigter van die destydse Methodiste kerk, wat nou nie meer 'n kerk is nie. John Wesley het 70.000 kilometer op 'n perd gery en evangelie verkondig. Hy en sy broers, Charles Wesley, hy het al die liede geskryf wat ons sing, die Halleluja's en die toegewyde liede. Hierdie mense het geweet wat dit is, en wat sonde aan mense doen, en dan ontwikkel hulle 'n vrees dat ek mag dalk sondig. Andrew Murray, wat 'n herlewingsleier in ons land was, nog nooit 'n man soos hy gewees na hom nie. Hy het in die straat geloop in Wellington en so aan, en as hy in die straat kom en hy verloor kontak met God, dat hy net daar in die pad gaan staan, totdat hy weer sy kontak met God herstel het. Baie perrekarre moes om hom ry. Maar dit is hoe dit is. En hierdie man se verootmoediging in sy sondelose lewe was so erg, dat in die herlewing het mense na hom toe gekom by sy pastorie, en as hulle aan die deur vat, dan slaat hulle neer, en hulle begin ween oor hulle sondes, net daar. So dis hoe dit moet wees. So die Heilige Gees werk graag met stikkende mense. As jy die Heilige Gees in jou lewe wil ervaar, moenie hom met 'n heel hart tegemoet gaan nie. Hy soek dit nie, hy gaan nie daar werk nie. Jesaja sê, so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbrysseldes. Kan jy sien, hier sê God, wanneer gaan hy met jou werk? En hoe gaan hy met jou werk? Hy gaan jou los as jy hoogmoedig en sterk is, as jy by hom verby spoed in die lewe, as jy ander dinge belangriker ag as hom. Hy sê, ek woon in die hoogte en in die heilige plek, sy hemel, en by die verbryselde van nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbrysseldes. Hoe sal 'n mens ervaar as God begin om jou gees te laat herleef, en as God begin om jou hart te laat herleef? Dit is wanneer die wêreld teen jou draai. Dit is wanneer mense jou vervolg, want die Satan hits mense op om sulke mense nie vryheid te gee nie. Psalm 34, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. So hier is die punt waar God met mens begin werk. As 'n mens God wil soek, moet jy hom hier gaan soek. As 'n mens nader aan God wil kom, soos Jakobus sê, nader tot God en ek sal tot julle nader, moet jy hier vandaan God nader.
Gaan op jou knieë, gaan in 'n staat van verootmoediging, 'n staat van selfondersoek. Dawid sê in Psalm 139, deurgrond my hart, o God, en ken my. Kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. God wil in ons werk, maar ons moet hom toelaat om in te werk. So, die biddeloosheid, dit kom daarvan dat ons nie ons voor God verootmoedig nie. Dan raak ons biddeloos. Ons kan gebedjies opsê, baie mooi ook. Ons kan baie mooi bid, maar dis nie gebed nie. Biddeloosheid is 'n kommunikasie waar ek nie met God kontak maak nie, al bid jy hoe baie. Biddeloosheid hou die siel in gevangenskap. So ons moet leer om te bid. Hier sê iemand wat nie baie tyd neem om te bid nie, kan met reg nie 'n volgeling van Jesus wees nie. Eratori was ook 'n herlewingsprediker. As jy nie baie tyd neem om te bid nie, kan jy reg 'n volgeling van Jesus wees nie. Jy kan 'n kerkganger wees met oorgawe. Jy kan 'n getroue mens wees in alle opsigte. Maar ek sê altyd, wat is die verskil tussen die mense wat God nie ken nie en die mense wat God ken? Die mense wat God nie ken nie wil hom aanvaar of beïndruk deur wat hulle doen. Maar die mens wat God ken, God kyk na hom en haar as iemand wat is. Ek is 'n kind van God, ek is gebroken, nie wat ek doen nie. So, die kerk sien om na beter metodes. God soek beter manne en beter vroue. Die Heilige Gees vloei deur metodes nie, maar deur bidders. Hy self nie planne nie, maar manne en vroue van gebed. Dis Ian Bounds. Dit is die grootste, ek weet nie hoe ek die ding nou so maak nie. Dit is die grootste skrywer oor gebed wat daar nog was, Ian Bounds. Jy kan sy boek nog kry. As jy daai boek bestudeer het, is jou lewe radikaal anders. Die Satan val jou aan soos nooit tevore. Daar is 2 boeke wanneer die duiwel jou radikaal aanval, behalwe na die Bybel. Dis hierdie boek van Ian Bounds, Krag deur gebed. En dan die boek van Jesse Penn Lewis, The War on the Saints. Nie enige mens kan daai boeke lees nie. Maar kom ons gaan aan. Die vraag is, hoe moet ons bid? Ons weet nou wat is dit in die toestand waarin ons moet kom voordat ons bid. Dan kan ons begin bid as ons harte en ons gees reg is en as ons koppe reg is. Lukas 11 sê, en toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, dis Jesus, sê een van sy disippels vir hom nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. Die rabbies het almal hulle disippels geleer om te bid. Dit was die eerste prioriteit. Volg my en dan leer jy om te bid. Ja, Matteus 6 sê Jesus, maar jy, wanneer jy bid, gaan in 'n binnekamer, met ander woorde, wat is die ander woord daarvoor dat ons môre oor praat? Gaan na jou heiligdom, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in openbaar vergelde. Jou binnekamer is jou heiligdom. Jy hoef nie ewig daar te wees nie. Dit hoef ook nie enigste heiligdom te wees nie. Jy moet in die kerk ook bid. As jy inkom, moet jy bid. Jy moet in jou hart met God praat, dis 'n heiligdom. Maar sluit jou af van alles, soos daai een in die heiligdom ingaan en deursluit, en dan bid. Wanneer jy met God wil praat, moet jy afsluit van alles om jou. Dan word jou hart 'n heiligdom, jou gees word 'n heiligdom. Jy kan in jou motor ry en dit doen, en al sulke dinge. So, Johannes sê, waar Jesus leer om te bid, daar kom 'n uur en dit is nou, toe hy gekom het. Wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Hier kom baie moeilikheid met hierdie teks in die kerk. Mense dink as jy God in gees aanbid, moet jy in tale praat. Dit is glad nie naby dit nie. Dit niks daarmee te doen nie. Niks nie.
Die gawes van tale daai tyd nog nie eens bestaan nie. Die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. Nou wil hulle dit in tale verander. Dit beteken hierdie heiligdom, jou gees, van daaraf moet jy God aanbid in waarheid. Dis al wat dit beteken. Hier is 'n heiligdom. En God soek mense wat jou in gees en in waarheid aanbid. Die Heilige Gees maak kontak met jou gees die oomblik as jy hom in gees en in waarheid aanbid. Judas sê ook, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. So dan moet kontak tussen my en die gees van God wees voordat ek kan bid. Nou sê Efesiërs 6 met betrekking tot die wapenrusting, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. As jy nie die Heilige Gees ervaar wanneer jy gaan bid nie, bid jy nie. Jou gebed sal jy teen die plafon vasslaan. Jy moet met die Heilige Gees kontak en met hom deel en met jou woorde. Die Psalmis sê, as jy na God toe gaan, moet jy woorde met jou saamneem. Prediker sê, gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan. Met ander woorde, op jou wandel. Moenie sommer net gaan en doen nie. So, Romeine 8 sê vir ons, hoe werk dit? Net so kom ook die Gees, Heilige Gees, ons swakhede te hulp in gebed. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir heiliges intree. So God kyk hier na 'n gebroke hart, na 'n verootmoedigende gees, na iemand wat waarlik God vrees op die regte manier, en iemand wat waarlik sonde vrees op die regte manier. So mag die Here ons genade gee. Iemand sê, hoogmoed is die oersonde waardeur die Satan geval het. Dis die sonde wat baie bidders nog laat val. Veral mense wat soos die Fariseërs wil mooi bid en op die hoeke van die strate staan en bid en sê, ek bid. Ons moet nie roem daarin nie. Ons moet dit doen. Ons moet waarlik bid. So as Satan deur hoogmoed geval het, is dit logies dat hy ons ook daardeur sal wil laat val. Nou sê hy, daar is geen groter val in die koninkryk van God as wanneer bidders val nie. Dis een van die herlewingspredikers. Geen groter val. Baie mense val en staan weer op. Maar as 'n bidder val, dan trap Satan jy op die nek. En hy jou daar. Hy werk persoonlik met jou. Geen groter val in die koninkryk as wanneer 'n bidder val nie. So iemand wat nie bid nie, sê eintlik deur sy houding en gesindheid, ek het God nie nodig nie, ek sal self regkom. Ons kan gebedjies opsê, maar om waarlik te bid is skaars in die kerk. En as ons nie werklik bid nie, dan sê ek het nie God regtig nodig nie. My gebede is 'n roetine. My gebede is 'n tradisie. My gebede is 'n moontlikheid dat ek God behaag daardeur. Maar ware gebed is kontak met God. En in die bestudering van God se wil kry ons die antwoorde. Romeine 12 sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige aan God welgevallig offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En dan sê die koppelwoord, wat ek so baie beklemtoon, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. So as jy nie in daai posisie kom nie, sal jy nooit God se wil ken nie. En sommer aanhardloop as Christen. So burgerloos is 'n sonde teen God. Jakobus sê, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. So wanneer jy nie bid nie, kom sonde. En sonde is rebellie teen God. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Welleste beteken my eie begeertes. Na alle kante toe, is net een ding nie. Baie mense het 'n klomp welliste wat hulle navolg, is geld of is wat ook al op aarde.
So, die uitnodiging is, Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Nog voordat hy in vers 19, 10 vers 19 praat oor die heiligdom, sê hy die troon is daar. Laat ons met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Daar wag God vir 'n mens. Daar wag hy vir jou. Maar hoe gaan ons soontoe? Ons het nou die hele tyd daaroor gepraat. Die vraag is, as 'n persoon nie bid nie, kan hy of sy werklike kind van God wees? Dit kan nie wees nie. Dit is ongelukkig onmoontlik. As daar nie werklik gebid kan word nie, kan jy nie kind van God wees nie. Want as jou gees en die gees van God geskei, en wanneer 'n mens 'n kind het, is jou gene en die kind se gene verwant. In die geestelike lewe is dit die gees van ek en die gees van God wat verwant is. En as daar nie 'n verwantskap is nie, as daar nie kontak is nie, is daar geen verhouding nie. Kan nie wees nie. So die geestelike gene is die gees in ons. Maar nou ja, daar is nie iets soos 'n biddelose kind van God nie. En daar moet ons onsself evalueer. Die verskil tussen die twee soorte lyk so. 'n biddelose Christen is gebind. Gebind deur Satan, gebind deur onkunde, gebind deur sonde. En wat dit ook al mag wees. En so sal hy of sy die lewe deurgaan met kettinge gebind. Geen vrug, geen vreugde, geen oorwinning. Die mens wat tot vryheid geroep is, lyk so. Vryheid kom deur ware gebed. Jy kan glad nie geestelik vry raak as jy nie werklik bid nie. Dit is onmoontlik. Jy kan nie, want God moet jou vry maak as jy bid nie, die kontak met God nie. So, dit is die twee verskillende voorbeelde van 'n biddelose Christen en 'n mens wat bid, wat vry is deur gebed. Mag God ons help.